Die duiwel bring sulke vuurtjies in jou lewe. En dan, ja, yes, hier's 'n deal, of ja, hier's ietsie. As iets nie bydra tot jou purpose nie, raak ontslaaf van dit. Are you just another person that makes up the population? Dis nou 12 minute oor 5 middag, dis die 9de Julie. Dis 'n verskriklike koue dag. So ek het so my hoodie aangetrek. Maak seker ek lyk netjies. Maar graag iets met jou deel. Iets wat vroeg vanoggend toe ek opgestaan het. Toe lees ek iets en ek wil graag iets met julle deel. Het jy al ooit gevoel of dit nou in jou maatskappy is of in jou lewe of waar ook al? Iets wat nutteloos is, kan eintlik nadelig wees teenoor jou. Jy as persoon. Ek het hier neergeskryf, something that is useless is actually harmful. So, dit herinner my aan ook in wat die Bybel sê, dit waar die Here praat van new wine and old wine skins. Ons moet ons denke verander. As ons heeltyd gaan terugdink aan ons sonde, as ons heeltyd gaan terugdink aan ons verlede, dis nutteloos. Jy kan niks verander nie. Repent, gaan aan, move on. Die slegte besluite wat jy gemaak het, jy kan dit nie verander nie. Iets wat nutteloos is in jou lewe, is eintlik nadelig, wat nie 'n spesifieke doel het tot jou visie, jou missie of, kom ons sê dit nou in Engels, jou purpose. As iets nie bydra tot jou purpose nie, raak ontslaaf van dit. Want dit gaan jou afbring. Ek het in Underdog Zone, dit was baie lank terug, het ek op Underdog Zone het ek gesê, the curse of an entrepreneur is chasing after 2 bunnies and not catching one. Fokus op dit wat jy moet doen en bepaal dit of dit in lyn is met jou roeping en in jou purpose. Die duiwel bring sulke vuurtjies in jou lewe en dan, ja, yes, hier's 'n deal of ja, hier's ietsie. Iets wat dalk oud is, byvoorbeeld. Ons is in bemarking. Ek sien baie kliënte wat nog steeds op die ou tipe manier bemarking doen. En dan dit maak hulle maatskappy eintlik seer, want hulle, kom ek sê dit nou in Engels, demographic het heeltemal verander. Kry jou fokuspunt reg, kyk waartoe jy op pad is. Jy as 'n besigheidseienaar of as 'n persoon kan nie alles doen nie. So jy moet jou strategie verander sodat jy mense inkry wat weet wat om te doen. Dis een van die dinge, ek kan nie heeltyd wil fokus op die nitty-gritty goedjies van 'n maatskappy as ek moet groei nie. Ek moet seker maak dat ek die regte team het om seker te maak dat hulle weet wat om te doen, eerste plek, tweede plek, hulle is motivated en hulle weet wat die mission is van die company. Hulle verstaan die strategie. Ek handig dit oor aan hulle en dan moet ek hulle vertrou om dit te kan doen. Maak ons foute, ons almal maak foute. Maar jy moet ruimte maak vir dit, veral in 'n maatskappy. Selfs soos in 'n familie. Gee vir my iemand wat 'n perfect familie het. Daar sal argumente wees, daar sal disagreements wees. Jy kry die honeymoon phases, dan kry jy weet nie hoeveel ander tipe phases wat mense ontwerp het nie, maar jy kry argumente. Dis hoe jy dit uitsorteer. It's not, ek gaan nou my broer se woorde sê, it's not, you're right, jy's reg, maar as hoe jy dit sê wat verkeerd is. Ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie. Well done, Philip. Well done. Dit wat nutteloos is in jou lewe, raak ontslaaf van dit. Moenie altyd dink in die verlede nie. Moenie altyd dink what if of what could have nie. Hoe vinniger jy uitvind dat hier is 'n verkeerde besluit, hoe vinniger kan jy terugdraai en weer terugkom op die pad wat Vader jou wil op hê.